Aan hom al die lof, al die eer, al die heerlikheid. Ja, is vakansie en baie het verskoning gemaak, sien vanmôre hier nie. Nou, dis hoe ek Kriel geleer ken dit jare terug. As jullie vakansies kom, dan vlug hulle almal see toe, Natal toe. Toe leer hulle my dit ook doen en nou het ek dit weer verleer. Baie welkom, en maar ek so bly u almal is hier. En mag jy maksimaal vanmôre geniet uit sy groot genade en sy ontferming. Elke besoeker seën en guns ook vir elkeen van u. Nou ek gaan vanmôre met u uit sy woord uitpraat, soos hy my deur sy gees gebevrig het en deur sy gees met my gedeel het. Ek gebruik vanmôre verse wat ek al meer as een keer gebruik het en vanmôre gaan ons bietjie dieper hierin praat en redelik meer ernstiger hieroor wees en daarom roep ek Heilige Gees om elkeen van u te versoen met hierdie waarheid en met hierdie bonatuurlike. Ek moet vir u sê en u weet dit en ek herinner net daaraan, God is 'n werklikheid meer as ooit tevore. En meer spesifiek na mate die einde van hierdie planeet en die einde van hierdie lewe nader, raak ook die vyand se sake ernstiger en raak hy meer aggressief, maar vir een rede, en dit is omdat hy weer God se woord is teen hom. En daar is 'n woord teen hom gespreek en daarom is sy aanslag erger en erger. Maar ook verklaar dit meer en meer God bly 'n waarmaker van sy woord. En daarom, dan vir sy kinders is hy meer en meer waarheid en werklikheid. En soos ons vroeër gehoor het, dit is ook nodig om vas te hou nou, meer as ooit tevore. Lees vir u wel uit Johannes 6, die 6de hoofstuk, die opskrif van hierdie gedagte vanmôre is een met hom te wees. Vanaf vers 22 en u volg daar uit die meer oorspronklike Hebreëus uit, in Engels oorvertaal, ek lees vir u Afrikaans, en ek lees maar net die 2, 3, 4, 5, 6 vers om 'n bietjie agtergrond te gee. Hy sê die volgende dag het die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen onderskeid was nie, behalwe dat daar die een waarin sy disippels gegaan het, en dat Joshua nie saam met sy disippels in die skei gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Dit beteken, Joshua het eers weggegaan, daarna die disippels gekom en gesien, hy is ook nie daar nie, en toe hulle in 'n skei gevaar en later kom die skares daaraan. Dit verwys alles na die vorige dag, het hy hulle geseën en vir hulle brood gegee om te eet, nadat hy vir hulle baie lering gegee het, toe gee hy vir hulle brood, en nou is dit die dag daarna, die oggend daarna, en dis wat nou afspeel hier, vers 23. Maar die ander skeite het in Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle brood geëet het, nadat Joshua gedank het. Toe die skare dan sien dat Joshua nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self in die skeite geklim en na Kapernaum gegaan om Joshua te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Joshua antwoord hulle en sê, voorwaar, dit beteken met ander woorde, ek sweer, met ander woorde, hy maak sy hart besonders in die opregtheid bekend, dat hulle presies weet, hy bedoel nou, wat hy nou vir hulle gaan sê. Hoor nou wat sê hy vir hulle, ek sê vir julle soek my nie, omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet
versadig geword het. Hoor nou wat sê vers 27. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee. Hoor die belofte hier aan. Want hom, die Seun, het God, die Vader, verseël. Ander woorde, is 'n geesteswet wat die Vader gegee het, dat dit so sal wees. Toe vra hulle hom, gaan ons nou 47 toe. Waar is jy 27? Ons gaan nou 51 toe gaan, hè? Sorry, het julle die mekaar gemaak, ekskuus daar. Ons gaan nou na 51 toe. Nou, Jafashua praat nou weer hier. Nou sê hy, selfe hoofstuk. Hy sê, ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Nou verduidelik hy sê, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode toe met mekaar gestry gesê, hoe kan ons sy vlees gee om te eet? Joshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Hoor nou mooi wat sê vers 55 en 56 in besonder. Want my vlees is waarlik spys, my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly, bly, in my, en, ek, abide, in hom. Is nie kosbaar nie. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur my Vader lewe, met ander woorde, hy gebruik hom en sy pa as 'n voorbeeld. Hy gee dit as 'n voorbeeld. Hy sê, en deur my Vader lewe, net so, sal hy wat my eet, ook deur my, is 'n belofte, lewe, is 'n werklikheid, dis moontlik. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet, gesterwe het nie, wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Wat hy hierna verwys, want hulle roem daarin dat hulle die brood in die woestyn geëet het, en dat hulle Vader dit vir hulle gegee het, en hulle het ook nie mooi verstaan, hulle het verwys na Moses, en dit was nie Moses nie, dit was God die Vader, as 'n tipe, maar wat hy bedoel, en hulle het gesterwe, beteken hulle het nie ewige lewe gekry nie, want hulle het afgode liewer gehad, in die woestyn, as wat hulle vir God self gehaat het. Nou, ek wil net vanmôre, net ter herinnering, wil ek u gedagte gou 'n bietjie terugvat na Jafashua, en ek wil mooi vanmôre probeer stadiger praat as ek kan, sodat u maksimaal kan begryp en maksimaal kan verstaan, want hier kom 'n baie mooi, besonderse geestelike, praktiese lering vir ons almal uit, rondom goddelike waarhede. Jafashua, ek wil verwys na sy besonderse verhouding, wat hy met sy Vader gehad het. Wanneer ek praat van verhouding, praat ek van daai goddelike eenheid wat daar was. Daai verstaanbaarheid tussen mekaar. Daar was nie 'n misverstand nie. Hulle het presies mekaar verstaan, in ons taal en verduideliking, die een het die
ander een reg gelees. En omdat die ander een reg gelees het, kon so baie goddelike, bonatuurlike dade plaasgevind het. En ook vir daai rede kon Jahoshuas die seun self soveel goddelike goed verduidelik en sê wat ek glo, hy op inspraak van die Vader op die regte tye gekry het. Ek verwys gou terug na toe hy by Lazarus by sy graf staan. Nou, u almal onthou, Lazarus is al reeds 4 dae dood, maar nou staan hy daar reeds om Lazarus te gaan opwek, en nou staan hy daar, nou die skrif sê daar so, en hy sy oë opgeslaan. En hy het gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het, verlede tyd. Met ander woorde, ek het klaar sekerheid. En dan gaan die volgende versie sê, en ek het geweet, dat u my altyd hoor. Hoe kosbaar, eenheid, verhouding, geen misverstand nie, absolute sekerheid. Nou moet u net dit verstaan. Hy is hier op aarde. Die Vader is in die hemel. Dis soos met u en my. Maar hier hoor hy hoe pa met hom praat. Pa in die hemel hoor hoe hy met pa praat. En albei van hulle verstaan en hoor presies. En dan as jy daai skriffies gelees, ek dink is Johannes 11 of 14, 11. En dan sal hy ook sê, hy het hierdie gebed gedoen, terwille van hulle wat daar gestaan het. Sodat hulle moet verstaan en begin leer, hoe werk die geestelike realm. Net so glo ek vanmôre, hierdie eenheid wat daar was tussen en is tussen hom en die Vader, het elke kind van God, nou praat ek van mense wat hom lief het, praat van mense wat hom wil aanbid, glo ek het elkeen van ons ook so begeerte, sodat ons in so eenheid kan wees. Ek glo ons het almal hierdie verlange, want dit is so 'n ernstige behoefte en 'n begeerte dat u my hart moet ken, dat u my gebed moet hoor, dat u my geloof moet sien, en dat u vir my graag moet antwoord, maar dan op hierdie ander hoër verdiepte vlak van, ek is so bly, u het my reeds gehoor, ek is so bly, u hoor my altyd, sekerheid, glo ek het ons ook daai verlange en begeerte, maar nog verder meer, is dit nie net van my of van jou, nie, dit is wederzijds, Jahva, die Vader, Jahoshuas, sy seun, al twee het ook hierdie verlange, het ook hierdie begeerte, om met u en my in 'n eenheid te wees. Halleluja. En dit gaan dit duidelik maak vanmôre, soos ek en jy begeer, hoor ons, antwoord ons, so begeer hulle, hoor my, doen wat ek sê, weet dit, is ek wat met jou praat, dis ek wat by jou is, met ander woorde, 'n wederzydse begeerte, mag ons vanmôre genade kry, en mag u, o Heilige Gees, ons vanmôre hierdie insig gee, hierdie versoening gee, sodat ons hierdie maksimale geeservaring van goddelike eenheid, want u moet verstaan, die oomblik as jy ingeskakel is, ingehak is, as ek so mag uitdruk, en jy het hierdie sekerheid, dan word die natuurlike, die bonatuurlike. Dan is daar die een getuienis, na die ander getuienis. Vreugdes word meer, geloof word gestimuleer, en die koninkryk vind meer en meer baat
en brei meer en meer uit daarmee. Nou uit hierdie geleesde gedeeltes uit raad hy vir u en raad hy vir my geweldig baie en ek gaan vanmôre hierdie paar skriffies gebruik om vir u en vir my dit duidelik te maak sodat u en ek maksimaal kan insig kry hoe die geestesriem vanuit hierdie natuurlike riem werk. En hierdie skrifte, en ek herhaal ek het al baie preke hier preek vanmôre 'n faset wat ek nog nooit uitgebedien het nie, want hy het my bevrug in my gees. So, moenie roem en Nico nie, maar roem aan die bevrugting van die Heilige Gees. Die raad en die inspraak van die Heilige Gees. Hoor mooi, wat sê hy hier in die 26ste vers. Heel eerste, die skare kom nou daarby om aan, ek het u nou so 'n bietjie verduidelik. En heel eerste sê hy vir hulle toe hulle by hom kom, hy sê vir hulle, julle soek my nie, omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het, en dan sê hy, en versadig geword het. Gaan geestesriem nou vir u oopbreek. Dit beteken die volgende gedagtes. Hy elke keer wanneer hy brood gee, weet hy is die brood van die ewige lewe. Met ander woorde, brood by hom het goddelike betekenis. Brood by hom verwys na homself. En daarom elke keer as hy die brood gee, gee dit met hierdie geloof. Met hierdie vertroue. As julle nou eet wat ek julle gee, maak ek my guns in julle lewe los. Ek gee dit nie net sommer, omdat hier nou 'n behoefte is van honger nie. Nee, ek gee dit, dat julle ook julle honger kan les, voed, vul, maar primêr plaas ek 'n roeping. Plaas ek 'n blessing. Plaas ek 'n goddelike bonatuurlike guns op hierdie brood. Sodat wanneer julle hierdie brood eet, hoor nou mooi wat ek nou verduidelik. Wanneer julle hierdie brood eet, daar in julle binneste onverklaarbaar 'n liefde vir my sal ontstaan. As julle hierdie brood eet, dat julle net ewe skielik agterkom, die tydelike is van geen nut meer nie. Maar die geestelike, ewe skielik gaan julle agterkom, dat as julle hierdie brood eet, alhoewel ons baie verantwoordelikhede en begeertes en dinge het om te doen, ewe skielik is ons passie nou. Halleluja. Ewe skielik is ons verlange nou. Ewe skielik sê 'n pa nou, ek in my huis. Ons gaan God dien. Ewe skielik begin individue nou sê, ek gaan nie meer in dit soveel tyd spandeer nie. Ek wil meer wees waar hy is. En ek wil meer begin doen wat hy wil hê ek moet doen. Met ander woorde, ek gee vir julle die brood van die lewe, sodat julle in julle binneste werklike vrede kan kry. Werklike blydskap kan kry. Werklike sin in julle lewe kan kry. En dat ek regtig betekenis vir julle kan wees. En nou moet jy hierdie ander kant, moet jy ook mooi begryp wat hy nou hier sê en doen. Hy sê reguit, julle is nie hier as gevolg van die tekens nie, maar reeds as gevolg van
hierdie brood. Yes, yes, yes. Want ek weet met wat 'n geloof het ek dit gegee. Ek weet hoekom. Luister mooi, 'n fisiese manifestasie, maar met 'n geestelike impak, Yes, yes. sodat julle gees kan change. Sodat julle gees môre moeite gaan maak, terugkom strand toe. Ja, yes, yes. Nie nou gaan wegbly nie. Maar as julle ook by die strand kom, Yes, maar julle sien ek is nie daar nie, gaan julle begin sê, waar hy is, daar, wil ek ook wees. En verstaan nou hierdie kant, nou sê hy, dis nie van die tekens nie, maar is reeds van die brood. Met ander woorde, nou na sy kant toe, hy het gister, is so mooi, het hy in sy eie binneste gebesluit, vandag bid ek my pa se seën op hierdie brood af. Vandag spreek ek dit wat my pa verseël het in my, dit maak ek los oor hierdie brood. En vandag gaan ek dit vir hierdie mense uitdeel. yes. En dan gaan ek môreoggend sorg dat ek nie hier is nie. Want ek wil die geloof toets. Ek wil sien hoe werk dit in die geesrealm. Wie is by my? Wie hoor? En daarom het hy hulle dit vir hulle gegee en hy het die seën daarop gesit en hy het gemaak dat uit die pad uitkom. Vorige aand. En die volgende môre vroeg sien die disippels, maar hy's nie hier nie. Hierdie skare kom agterna en hulle sien, maar hy's ook nie hier nie. Afsonderlik klim almal in skuite in. En die volgende oomblik kom hulle by hom uit, roei tot hulle by hom uitkom. Nou vra ek, daar's soveel plekke, dit moet Heilige Gees leiding wees. Van wie? Van wie brood? Van wie brood? Hy is die lewende brood. Van wie heilige brood? 'n fisiese manifestasie, maar met 'n geestelike impak. En daarom klim hulle in die skuite en hier kom hy. En nou kan ek net aan my hart dink en bietjie hier oor borduur. Hier staan hy. En hy sien, hier kom die disippels. En daar moet hy in sy binneste sê, pa, u het gebesluit. Ek is die lewende brood. Ek is die weg. En ook pa, dit maak nou u groot. Hier kom hulle. Hierdie roei van hulle teenwoordigheid, verheerlik u as pa. Halleluja. En nie 'n rukkie daarna nie. Hier sien nie, maar hier kom die skare ook. Kan u vir een oomblik dink, die blydskap in sy eie binneste, dit wat ek in die pa het, en dit wat die pa in my het, hier manifesteer dit. Mag ek vanmôre Gees met u vir 'n oomblik praat? U sit fisies hier, u is vir een of ander rede gebesluit om te kom, maar laat ek toesê, as gevolg van sy woord, as gevolg van sy brood, as gevolg van sy brood, is julle hier, nie by Nico Koetser nie, maar in sy teenwoordigheid. Halleluja. Met ander woorde hier, om maksimaal vanmôre by hom en deur hom te ontvang, raad, leiding, en in sy gesien iemand wat 'n dankbare hart het. Is nie iemand wat bly is, dankie u woord, dankie u brood, ewige lewe brood. Hoor wat sê in die volgende vers nou vir hulle, nadat hy dit vir hulle sê, nie as gevolg van die tekens nie,
maar as gevolg van die brode, nou sê, het julle versadig geword. Met ander woorde, dit stimuleer daai geestelike behoefte. Dit stimuleer daai besef, daar's iets meer. Daar is iets baie ernstiger. Hoor nou wat sê. Nou, verduidelik hy dit van, sê, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly, tot in die ewige lewe. Hoor nou wat sê. Want wat die seun van die mens julle sal gee. Ek gee dit vir julle. Want hom, die seun, het God, dis die Vader, verseël. Met ander woorde, dis 'n verseëlde belofte. Die Vader in die hemel het primêr gebesluit, so gaan dit in die geestesliggaam werk. Dis net logika. Jy kan nie hom vat en eet nie. Maar om deel te wees van hom, eet is met ander woorde 'n beeldspraak van eenwording. En daarom gee hy vir hulle die nagmaal. Daarom het hy reeds vooruit, hy het nog nie die prys betaal nie, hy het nog nie aan die kruis gehang nie, hy het ook nog nie opgewek nie, maar Pa het besluit ek is die brood. En ook weet hy, hier lê 'n stryd voor na die kruisiging toe. Maar is dit my hart, dat ek aan hulle wat my liefhet, hulle wat my volg, kan openbaar, kan gee, en vir hulle duidelik maak, en dit wil ek nou weer in u hart net weer herinner. Hy gee hierdie brood, en hy plaas 'n blessing op hierdie brood. Wat is 'n blessing, pastoor? 'n blessing van, as julle dit eet, raak julle lief vir my. As jy nie lief is vir my nie, gaan jy nie môre soek nie. As jy nie lief is vir my nie, gaan jy nie môre Bybel wil lees nie. Gaan jy nog minder as dit winter is kerk toe wil kom. Maar as jy my lief het, gaan jy ook sê niks gaan my skei van die liefde van God. Halleluja, halleluja. Daarom plaas hy hierdie liefdesaspek, hierdie liefdesgeeswerking op die brood. Met ander woorde, eet dit, ervaar my liefde, ervaar wie ek is, en ervaar wat ek is. Want luister mooi sê, my Pa het dit verseël. Met ander woorde, is 'n geesteswet, wat my Pa duidelik gemaak het. Nou kom hy in die 51ste vers, nou sê hy vir hulle, ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, hoor nou mooi wat hy sê, sal hy lewe tot in ewigheid. Nou verduidelik hy, wat is hierdie brood? En die brood wat ek sal gee, is my vlees. Nou luister mooi, ek gou iets anders ingooi en duidelik maak. Ek het net ook gesê, hy het vir hulle gister die brood gegee, hy het nog nie gesterwe nie, hy het nog nie die prys betaal nie, hy is nog nie opgewek nie. So daardie aspekte is eintlik nog nie eens lewende geestelik nie. Maar hier in die gees, besluit hy om nou al sy liggaam te gee. Nou al gaan hy hulle versoen, sodat ongeag wat voor lê, hulle staande kan bly. Hulle in 'n oorwinning kan bly. Want as hierdie manifestasie gedoen word,
sal hulle die geestelike krag daaruit put en daaruit geniet. Daarom sê, wie hierdie brood eet, sal lewe tot in alle ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Hy maak dit duidelik, ek gaan. Maar alreeds, omdat jy my brood vat, het julle 'n versadiging gekry, 'n ywer gekry, 'n begeerte gekry. En wil julle daar wees, hoor, ek spring na die 53 vers toe. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet nie, en sy bloed nie drink nie, hoor nou wat sê, het julle geen lewe in julle self nie. Dit beteken, wat beteken? Dit beteken die volgende. As ek nie met 'n geloof hart, as ek nie met 'n gehoorsaam hart deelneem aan sy brood nie, aan sy liggaam nie, sal daar nooit 'n begeerte in my wees om hom te wil dien nie. Waarom? Goeie mense, kosbare mense, maar hulle wil God nie dien nie. Want hulle nog nie geëet nie. Ja, waarheid. Hier sê hy, as jy my vlees en my bloed nie eet of drink nie, het jy geen lewe in jou self nie. Met ander woorde, geen begeerte nie. Geen oortuiging nie. Nou, moet ek dit ook nou sê, wanneer hy met sy disippels gedeel het, het hy vir hulle gesê, so dikwels. Ja. Met ander woorde, die mate Ja. die mate van hoor, die mate van een word, die mate van lewe hê, hang af, Ja. hoe dikwels. Halleluja. Nou, ek het dit al baie in hierdie dorp gehoor, en sê die werksmense vir my pastoor, ons mense lag vir ons daar by die werk. En dan sê vir ons ook al gaan julle so baie kerk toe, is julle mal. Daai dag, dit. Ons het geëet. Ons het geëet. En 'n versadiging gekry. En weet jy wat, hierdie versadiging het ons losgemaak van die wêreld en van sy plesiere. Maar wanneer die wêreld nog vir jou prioriteit is, beteken dit jy het nog nie geëet waar jy moes geëet het nie, en daarom het jy nog nie die lewe van hom binne in jou nie. Jy het nog 'n eie geregtigheid, jy het nog 'n eie godsdienst, jy het nog 'n eie tradisie, jy het nog 'n eie oortuiging, maar wanneer jy eet, wanneer hy jou sal gee, dan is daar 'n totale, radikale, 'n ander drang, 'n ander begeerte, 'n ander verlange, en mag ek dit nou sê wat die kerk nie so graag wil hoor nie, dan kom daar 'n dissipline. Ja. 'n Dissipline. Ek het dit al hoeveel keer gekry, die oomblik as nuwe bekeerlinge inkom, dan sê hulle nou weer, pastoor, ons hou te min kerk. Pastoor, kan ons nie meer kerk hou nie. Dan sien jy, hou jy hulle dop, dan woon hulle 7 dae 'n week, alles wat aangebied word, woon hulle by. Waarom? Ons wil hom volg. Ons wil hom volg. Ons wil hom volg. En ons wil wees waar hy is. Hy wie my nie eet nie, het geen lewe in homself nie. Maar hy wie my eet, hom sal ek opwek in die laaste dag. Met ander woorde, ek bly by jou, ek is met jou, en as dit jou laaste dag hier is, los ek jou nie net hier nie. Ek vat jou daar. Wie hoor, mag ek vanmôre vra, wie het 'n dankbare hart, dat hy jou brood gegee het,
dat hy jou woord gegee het, dat hy jou lewe gegee het. En wie sê vanmôre, ek gee nie om wat hy van my vra nie, ek gee nie om waarmee hy vir my wat bevrug nie, maar dit wat hy my sê, dit wil ek doen, dit wil ek lewe, tot sy lof, tot sy ere en tot sy heerlikheid. Ag, gee hom net 'n lofoffer vir een oomblik. Lewende brood, oorwinnende brood. Halleluja! Halleluja. Voor ek aangaan wil ek net nou 'n bietjie gesag vat in die gees. En ek wil vir elke Satansmag sê, jy's 'n verloorder oor al hierdie mense wat hier sit. Want hierdie mense kon vanmôre in hulle beddens gelê het, hulle kon rondgery het en hulle kon losses aangejaag het, maar hulle het vanmôre besluit, ek in my huis, ek gaan op na die huis van my pa, ek gaan my God loof, ek gaan my God prys, ek gaan hom dien en gee, en daarom maak ek dubbele guns, dubbele seën, dubbele heerlikheid, elkeen van julle los, 'n versadiging in julle gees. En dis my verlange, gaan nou na daai skrif toe, dat wanneer julle vanmôre gaan eet, 'n lewe van jou besit gaan neem, wat nog voorheen nie 'n besit geneem het nie. Mag ek vra, wie verlang hierdie goddelike eenheid? Wie sê hierdie bonatuurlike moet van my ook besit neem? Ek wil hoor wat sê die hemel, en die hemel moet hoor wat sê ek, en wederzijds soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Halleluja! Ons gaan aan na die volgende vers, hoor wat sê, vers 56. Wie my vlees eet. Met ander woorde, hy nou by die vorige versies het hy verduidelik, niemand is kannibale nie. Ek gee vir julle brood. Maar gee nie net sommer brood nie. Ek het 'n blessing op hierdie brood. Ek het 'n bediening op hierdie brood. Ek het 'n roeping op hierdie brood. As jy hierdie brood eet, dan raak die wêreld vir jou niks. Dan begin ek vir jou alles raak. As jy hierdie brood eet, dan gaan jy agterkom ewe skielik, daar's 'n God in die hemel. Hy het my raak gesien. Daar's 'n God wat my wil seën. Daar's 'n God wat ewe skielik gaan jy dan agterkom, goed waarop jy in die verlede vertrou het, kan jy nie meer vertrou nie. Wie verlang hierdie wederbaring? Met ander woorde, hierdie brood bring 'n wederbaring. Dit bring 'n totale ander wese. Dit bring 'n totale ander ervaring. En ek noem dit vanmôre 'n goddelike ervaring van die bonatuurlike bo-oor die natuur. Lekker, halleluja. Hoor wat sê nou mooi. Wie my vlees eet en wie my bloed drink, hoor nou mooi, bly. Abide. Met ander woorde, toe hy vir hulle laasnag die brood gegee het, toe het hy hierdie blessing geplaas. As jy hierdie brood vat en eet, bly ek vir die hele nag binne in julle. Soveel soos julle gaan wakker word. Gaan julle sê, waar is hy? Waar is hy? Ag, kan ek net 'n bietjie afkom aarde toe? Twee mense raak lief vir mekaar, en dan doen die een en die ander een 'n ding. Maar as een van die twee wakker word, dan sê die een in sy of haar hart, waar's daai ding? Wie hoor? Ek gee nou nie om nie, nou WhatsApp kom of het nou te vroeg is of nie. Ek gee nie om nou WhatsApp bel, ek gee nie. Luister mooi,
En ek gee nie om wat se omstandig, al word jy in die middernag wakker, gaan niks jou gedagtes keer nie. Ek gaan reguit na hom toe, ek gaan reguit na haar toe, want ek het gisterand geëet, ek het gisterand geervaar. Is daar iemand wat hoor, en daarom môre vroeg, dan wil ek weet waar hy is, ek gaan hom soek waar hy is. Halleluja! Met ander woorde, julle kom nie net sommer net nou nie. Ja. Maar is omdat ek Ja. binne in die naam van Yeshua, laat elke omstandigheid wat jou lewe langs kom, nooit sterker word as hy die opstanding en die lewe wat in jou is, wat jy aangeneem het, wat by jou is. Ek maak sy heerlikheid in jou los. Ek bring herlewingsgees binne in jou gees. Ek maak herlewingsheerlikheid binne in jou gees los, sodat niks en niemand jou gaan skei van die liefde van jou God, wat hy binne in jou geplaas het, toe jy sy brood, sy beker geëet en sy beker gedrink het nie. Ek maak dit los, voor elkeen wat het verlang, elkeen wat sy gees oopmaak, laat dit binne maximaal in jou so wees. Hy sê, hy bly, ek bly binne in hom, en hy bly binne in my. Hieruit kom ek en jy duidelik agter. Tradisie kan dit nie vir ons gee nie. 'n mooi hart kan dit ook nie gee nie. Godsdienst kan dit ook nie gee nie. Ja. Maar 'n verhouding. En dan wil ek verder gaan as ek mag. Ek het 'n Heilige Gees verhouding met hom nodig. Maar luister mooi, hierdie verstand, hierdie intellek kan hom nie begryp nie. Maar Heilige Gees inspraak, maak het oop. Daarom sê hy vir sy disippels, gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen word, met krag in die hoogte. Julle sal krag kry, van 'n Heilige Gees. Dan sal julle my getuienisse wees. Hoe kry ek dit met ander woorde? Ek laat Heilige Gees toe, om hierdie woord vir my lewendig te maak. Ek laat Heilige Gees toe, as hierdie woord met my praat, dan toos ek nie. Ek kritiseer nie. Ek vra nie. Maar ek besef dit is sy lewende, werklike woord. En ek maak dit in my los. Ek maak dit in my vry. Hoor mooi wat ek wil hê moet jy verstaan. En dis deur hierdie lering wat hy vir ons hier gee. Hoe werk dit? Dit beteken, wanneer julle my eet julle my. Wat is die geestelike implikasie? Dit beteken per sake, nou eet ek u karakter. Luister mooi, wat ek nie kan verstaan nie. Dan kry ons die mense as so duivelsweb. Moenie dit, duivels. As het by God kom, gryp hulle ook niks en eet niks. Boomsitters of draadsitters, ekskuus. Sorry. Jy verstaan? Satan weet al, as hierdie klomp kinders van God moet so toelaat, soos hulle bang is vir my, dan gaan hulle totaal bo oor my loop. Hoor mooi, hy sê as ek kom eet, bly hy in my. Met ander woorde, sy karakter, sy gesindheid,
los het hom goed buite. Hy kom met sy alles. Yes. Ek sê hy kom met sy alles. Wel, en nou is dit baie sensitief. Terwyl hy en haar hier op aarde, wat ek net 'n voorbeeld gegee het, alles gee is alles reg. Het jy alles? Maar laat net een ontrou raak. Dan tel die ander een dit net so op. Daarom, vir die geringste wat ek en hom ontrou is, stel dit net so op. Daarom sê, julle het nog niks gevra nie. Want julle is nie binne in my nie. En julle laat my nie binne in jou toe nie. Daarom, wanneer ek en jy gaan eet ek nie omdat die kerk my so geleer het nie. Ek gaan eet dit nie dat ek 'n gewetensstreling moet hê nie. Maar ek gaan eet. Wow. Die karakter kom in my. Die gesindheid kom in my. Wie verlang dit vanmôre? Die heerlikheid kom in my. Die volheid kom in my. Luister mooi, hy sê, ek gee julle 'n ou stukkie. Ek deel vir julle brood uit. Maar hierdie brood, as julle dit eet, ek maak my binne in julle vry. Oh, luister mooi, gaan kyk maar hierdie Chosen prente wat hulle wys, so mooi maak hulle dit duidelik. En ek het nou nog nie hierdie gedeelte gesien, maar ek gaan dit graag wil kyk. Ek kan nie dink, as jy eet, en hy het 'n blessing geplaas. Luister mooi, is nie net sommer nou, Vader segen sop, segen koppie, of wat? Nee. Hy vat homself. Halleluja. Yes. En hy sê, ek is hierdie brood. Yes. Ek gee hierdie brood met 'n passie. Ek gee hierdie brood my pa. Het my die brood van die lewe genoem. En my pa het 'n verseëling gegee. Hy sê, as julle dit eet, sal julle lewe tot in alle ewigheid. En ek kan nou sê, maar as jy nie van my eet nie, geen lewe in jou. Met ander woorde, geen lewe beteken geen passie. Jy worry nie waar is jy nie, worry nie waar is ek nie. Jy gee nie om waar lewe en jy en waar is ek nie. Jy hoop maar eendag as jy vrek gaan hulle seëngebed op jou begrafenis doen, jy sal komstig in die hemel, rest in peace. Dis wat my vrou sê, dis so interessant. Die mees beste mense gaan dood. Gaan hoor nou begrafenis bly, nou hoor jy hoe goed was daai mense. Geen sonders gaan dood nie, net goddelike mense wat doodgaan. Want as iemand doodgaan, sê hulle almal, rest in peace, hy sê, hy is op 'n veilige plek, is so nie. Dis alleen uit die put van die hel. Dis alleen uit die put van die hel. Dis Satan wat het sê, net hy wat die wil van die Vader doen. Net hy wat die wil van die Vader doen. Net hy wat geëet het. Net hy het lewe. Geen ander manier nie. Daarom, moenie vanmôre kom eet uit 'n gewoonte nie. En daarom roep ons altyd, hier is die roepersfontein se tafel nie. Ons het geen reg nie. Maar heilig is hierdie voorreg, dat ons 'n tafel daar kan sit, as 'n fisiese manifestasie, maar met 'n geestelike. Ek sê met 'n geestelike. Ek kan maar, verstaan mooi, jammer ek 'n bietjie oor die tyd gaan. Verstaan mooi, hulle hoor hom, hulle sien hom, hulle hoor al die goed wat hy sê, en hulle wonder al die goed wat hy sê, en hulle dink oor al die goed wat hy sê, en hulle verskil, hulle die hele tyd oor hom verskil. En hy eet dan uit die brood ook wat hy gee, want dankie is daar 'n brood. Maar daar die brood, is so 'n ander ding hier in my. Ja, skielik, ek wil môre gou weer gaan soek.
As hy jou aanraak, Ja, sal jy daar. sal jy dadelik weet. Yes. Kom jy nader na hom, dan kom hy nader na jou. Yes. Wie wil hy met jou aanraak, dan staan nie gou vir 'n oomblik. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Kom jy nader na hom, dan kom hy ook nader na jou. As hy jou aanraak, nie Nico Koetser nie, maar jou skepper, jou redder, jou verlosser, jou saligmaker. Ek maak vanmôre sy broodkrag oor elkeen van julle los. Ek maak sy brood heerlikheid oor elkeen van julle los. En ek roep nou dat die brood vanmôre, daardie fisiese manifestasie, 'n dynamiskrag in elkeen van julle gaan losmaak, sodat jy agterkom, jy het 'n liefde vir jou God soos nog nooit, jy het 'n dissipline, jy het 'n ywer, jy het 'n begeerte, jy wil wees waar hy is. Ek seën jou vanmôre, ek maak sy guns, sy heerlikheid, sy hart, maak ek vanmôre oor jou los, en ek roep uit, laat dit so wees. Terwyl die musiek speel, en ek dink, ek gaan my nou net verstaan. Ek gaan net hier na die tafel toe, omdat ek dit wil manifesteer. Ek bid die volle guns, ek bid die volle belofte in sy woord op hierdie tafel af. En ek vra vanmôre elkeen wat hier gaan eet, elkeen wat hier gaan drink, eet en drink nie wat Roepersfontein gee nie, maar eet en drink wat die Vader uit die hemel gegee het, en wat die Vader uit die hemel in sy Seun geverseël het. Elkeen wat hier eet, elkeen wat hier drink, môreoggend gaan jy 'n begeerte hê. Môreoggend gaan jy 'n verlange hê. En ek gaan nou verder. Elkeen wat vanmôre daar eet en drink met 'n oorgegee hart, nie met 'n kritiek, nie met 'n tradisie, nie met 'n vorm, nie met 'n godsdienst nie, maar met 'n geloofshart. Ek maak sy karakter, ek maak sy beeld in elkeen van julle los. Laat die volheid van sy godheid binne in jou manifesteer. 'n oorwinning, laat dit so wees. Neem vrymoedigheid. Ek gaan na sy tafel.